Goeiemôre. Ek wonder hoe jy voel oor die lewe. Is die lewe vir jou lekker? Is dit sinvol? Geniet jy die lewe? Die lewe is so kosbaar. En nou wil ek vir u sê dat terwyl ons hier op aarde is ons besig met 'n lewenswedloop. Die lewe is 'n reis. Maar dis nie 'n solo reis nie. Dis nie 'n reis waar u en ek ons kan afsonder van dit wat rondom ons gebeur nie. Ons word gevorm deur mense rondom ons. Die lewe word die beste geleef waar ons saam met mekaar die lewe geniet. Waar ons daar is om mekaar te help en mekaar te ondersteun. Nou ek wil u nooi om so vir 'n paar oomblikke saam met my vanmôre te kyk na die woord van die Here. Maar voordat ons na die woord kyk, kom ons bid saam. Here, baie keer lyk die pad voor ons donker. En voel ons onseker oor die dag van môre. Sal U ons genadiglik kom versterk wanneer ons twyfel. Hou ons vas wanneer ons wankel en leer ons om U stem te hoor bo ons vrese. Gee ons geloof wat nie net sien wat is nie, maar wat op U vertrou te alle tye. Help ons Here om U te vertrou vir wie en wat U is. Dankie dat U saam met ons deel uitmaak van hierdie wedloop. Aan U dan die lof, die eer en die dank in Jesus naam. Amen. Ek wil graag saam met jou lees baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Wel Filippense 1 vers 21 wat vir ons die volgende sê. Nou wil ek hier met baie mooi luister. Paulus skryf, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Ek praat dan met jou oor die wedloop van die lewe. Die prediker kom en dan maak hy 'n stelling. Hy sê, daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Huidiglik bevind u en ek ons tussen hierdie twee pole van geboorte en sterf. Nou Paulus verwys na hierdie periode as 'n wedloop. En ek wil dit graag noem die wedloop van die lewe. Wat weet ek en jy van hierdie wedloop? Wel, ek weet almal van ons gaan dit een of ander tyd moet voltooi. Daar is 'n eindstreep. Dis onvermydelik. En u en ek gaan een of ander tyd die eindstreep bereik. Wanneer dit is, weet ek nie. Dit mag wees dalk vandag, môre, oor 'n maand, dalk oor 'n paar jaar. Maar die feit is, elkeen van ons gaan een of ander tyd hierdie wedloop beëindig. Hierdie wedloop bestaan nie net uit afdrandes nie, maar ook uit steiltes, bulte. Kom ons noem dit hierdie bulte, hierdie steiltes, die storms van die lewe. Dit kom ongevraag, onvoorsiens en baie keer so onverwags. Soms bring dit hartseer, trane, en soms is daar die leegheid en baie vrae wat ons beleef. Een van die merkwaardigste uitsprake in die Bybel is Paulus se woorde. Die sterwe is 'n wins. Hoe kan 'n mens dit sê?
Is dit nie teenstrydig nie? Wie hou van die dood? Hoe kan die dood, wat soveel pyn veroorsaak, ooit 'n wins wees? U sien, die antwoord lê nie in die dood nie, maar in Christus. Waarom sou Paulus sê dat die sterwe 'n wins is? Paulus het tog nie die dood gesoek omdat hy moeg was vir die lewe nie. Hy het die dood beskou as 'n wins omdat hy geweet het wie aan die ander kant vir hom wag. Kan ek dit herhaal? Hy het geweet wie aan die ander kant vir hom wag, want hy weet dat wanneer hy sy asem hier op aarde sou uitblaas, dit nie die einde van sy reis was nie. Wel, die einde van sy reis op aarde, maar nou lê daar 'n tyd voor, 'n ewigheid voor, saam met Christus. Nou sê hy in vers 23, om heen te gaan en met Christus te wees, is ver weg die beste. Jy sien, soms deins ons weg van die gedagte om oor die dood te praat. Die eindstreep hier op aarde, dit bring soveel hartseer, soveel trane, baie keer soveel eensaamheid, en ons wil nie graag daaroor praat nie. Maar dis 'n werklikheid. Vir Paulus was die grootste skat nie sy bediening, sy prestasie of sy aardse lewe nie. Sy grootste skat was Jesus Christus. Wanneer kan 'n mens eerlik sê, die sterwe is 'n wins? Wanneer kan jy sê, dis verreweg die beste om by die Here te wees? Ek dink dit is belangrik dat u en ek moet raak sien, dat Paulus begin nie met die sterwe is 'n wins nie, maar hy begin met, vir my is die lewe Christus. Terwyl hy hier besig is met die wedloop, sê, vir my is die lewe Christus. Hy is my alles, hy is my nommer 1. Daar is 'n verhouding met my en met Jesus Christus op hierdie lewenspad, hierdie lewensreis waarmee ek besig is. Want hy sê eintlik vir ons, hy sien nie kans om dit alleen aan te pak nie. Weet jy, ek en jy het die Here nodig. Ons het hom eerstens nodig om ons te verlos van sonde, om ons te plaas in 'n verhouding met God die Vader. Vir my is die lewe Christus, en dan sê hy, die sterwe is 'n wins. Die volgorde is belangrik. Jy kan net sê die sterwe is 'n wins wanneer Christus reeds jou lewe is. Wanneer kry hierdie woorde van Paulus werklik betekenis? Vir my is die lewe Christus. Dit kry betekenis wanneer jy hom leer ken, nie net as leermeester nie, maar ook as jou verlosser, as jou Vader, as jou vriend, as jou krag, as jou sterkte. Wanneer jy jou sonde erken en in geloof na Christus draai, dan verander alles. Dan word Jesus nie net deel van jou lewe nie, hy word die middelpunt van jou lewe. Hy raak die fokus van jou lewe. Dan beteken hierdie woorde, my hoop is in Christus, my identiteit is in Christus, my toekoms is in Christus, en my vrede kom van Christus. Sien, as Christus jou lewe is, dan verdwyn die angel van die dood. Die dood kan jou nie beroof van 'n verhouding met Christus nie. Inteendeel, die dood bring jou in die onmiddellike teenwoordigheid van die Here. Wat leer hierdie dag
vir jou en vir my. Die lewe is kort. Die lewe is kosbaar. Ek en jy moet dit benut, die beste daarvan maak. Ons moet die tyd uitkoop. Ons moet tyd met mekaar spandeer, tyd spandeer met die Here. Ek en jy weet nie hoeveel dae ons nog oor het nie. Daarom roep die Here jou en my om gereed te wees. Ek sien die belangrikste vraag is nie hoe lank ons gaan leef nie, maar wel aan wie behoort ons? Wat is ons verhouding met die Here? Ons kan sekerlik oor baie dinge praat. Ons kan praat oor ons werk, ons omstandighede, ons prestasies, besittings. Maar wanneer ons aan die einde van ons lewe kom, tel hierdie dinge nie. Wanneer ons aan die einde kom, hier by die wenstreep, is al wat tel. Wat was ons verhouding met Jesus Christus? Ja, ons kan praat oor geld, besittings, prestasies. Dit is seker nie verkeerd nie. Maar jou verhouding met die Here is wat gaan bepaal waar jy die ewigheid gaan deurbring. 'n Ewigheid saam met God of saam met Christus. Ek dink as ons dalk hierdie vraag aan diegene sou kon vra wat ons al vooruit gegaan het, wat al die eindstreep bereik het, en ons sou vir hulle vra, watter raad het julle vir ons, terwyl ons besig is met hierdie wedloop? Dan sou hulle heel moontlik vir ons kon sê, volhard, bly gefokus, hou die oë gerig op Jesus Christus, leef die woord, want dit is alles die moeite werd, hier by die einde van die wenstreep. Dien die Here terwyl die tyd gunstig is. Ag, in hierdie verhouding met die Here ondervind ek dat wanneer ons die storms, die steiltes van die lewe betree, God daar is om ons by te staan. Hy vergeet nie van sy kinders nie. Niks kan ons skei van sy liefde nie, nie beproewings nie, nie omstandighede nie, nie hartseer nie. Niks kan ons skei nie. En dit is so lekker. Wanneer jy met hierdie wedloop besig is en jy raak moeg, om jou rus en jou vrede in die Here te vind. Hy is daar vir jou en vir my. Dalk moet ons sê, dankie Here dat U hier is, in hierdie oomblik, vir my. Dalk is jy verward, dalk so 'n bietjie moedeloos, bekommerd. Ek wil vir jou sê, God is daar vir jou. Hy het 'n sterke, reddende regterhand, wat jou sal vashou, en jou sal dra, as jy bereid is, om God te vertrou. Kom ons bid saam. Here, ons wil verklaar, ons vertrou U. Ons glo U, en ons weet, dat U daar is, vir elkeen van ons. U woord sê vir ons, Here, dat ons moet al ons bekommernisse, al ons vrese, al ons laste, na U bring, want U wil vir ons sorg. U is die goeie herder, wat die wag hou oor U kudde. Dankie dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat U ons help om te volhard met hierdie lewenswedloop. Here,
Die pad vorentoe is vir ons onbekend, maar wat ons wel weet, is U is daar vir U kinders. Daarom wil ons aan U dan bring die lof, die eer en die dank vir ons harte. Word verheerlik in en deur ons lewenswandel, bid ek in Jesus naam. Amen. Mag jou wedloop aangenaam wees. Vasbyt, jy gaan dit maak. Jy moet mooi loop. En onthou, die Here is lief vir jou. Jy is vir hom kosbaar. Mooi loop. Amen. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, through faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life.